Dankie Here dat ons hierdie sakrament kon gebruik het. Dat ons weet met hierdie sakrament demonstreer ons sal nooit weer alleen wees nie. Ons sal nie tekorte hê nie. Ons het die ewige lewe. Die dood sal ons nie keer nie. Maar dat ons gerekonsilieer is met God die Vader. En alles wat ons nodig het om hierdie wêreld te oorwin is binne in ons. U kom seën ons met goddelike wysheid en kennis en die werking van die Gees, dat ons kan voortsit dit wat U kom demonstreer het. Here, kom leer ons vanoggend verder oor U woord. Hoe om op hierdie aarde 'n geestelike oorlogvoering te kan deurvoer. Dat die vyand nie kan heers nie. Maar U wat God is, heers binne in ons. En ons verklaar dit in Jesus Christus naam. Amen. Ek het so gewonder oor die tema van vandag. Hoe gaan ek dit stel? En jy sit met die beperking van net soveel woorde. Maar as ek nou toegelaat word vandag om my eie sê te sê, dit wat die Here aan my geopenbaar het, dan wil ek vir jou sê, gebruik jy tans die woord van God om bestand te wees teen die vyand en dat jy met hom 'n geestelike oorlogvoering voer en dat jy weet jy oorwin. Jy oorwin in hierdie saak. Want hierdie gedeelte is eintlik baie kosbaar. Dit is so na aan my as wat kan kom. En ek het nie een persoon in hierdie 20 jaar gedoop nie. Ek dink is meer as 1 jaar. Net vir jou idee te gee. En ek weet is baie meer. En hier gebeur dit met Jesus, dat hy deur Johannes gedoop is. En dan gebeur dit wat in Matteus 4 staan. So kom ons gaan na Matteus 4 toe. En bo aan myne staan die versoeking in die woestyn. Dan sien jy, hy het dit ook beleef. Want hoeveel keer nadat iemand gedoop is, dan gaan hy woestyn toe. Of hy kom na my toe en hy sê vir my, wat gaan nou aan? Dit voel vir my die duiwel is nou los. Dan sê ek, ja, dit is. Want jy bind hom nie. Maar dis nie waaroor die storie gaan. Dit begin so, hy sê, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Ek sou nie die eerste 6 ure gemaak. Ek sou nie gewonder het of ek honger is nie. Ek het geweet, na 4 ure is ek honger. En dan sê die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as hy doen dieselfde met Eva. Hy sê, dink jy, as jy die vrug eet. Hy sê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons het hieroor gepraat, dat die woord van God lewendmakend is, né?
Hier is 'n verdere bevestiging. Jesus self sê vir die duiwel in hierdie tyd, hey ou, jy verstaan. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, selfe storie, spring af, daar staan mos geskrywe. Hoe sal ons nou sê in Afrikaans en Vrystaat, toe kappe hom in die Bybel. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Dis mos nou 'n woordbelofte. Maar Jesus ken sy gedagtes, sy attitude, sy motief in hierdie saak, en hy sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom op al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir jou gee as u neerval en my aanbid. Hy het die gesag en autoriteit gekry na die sondeval. En nou breek hy daarmee. Hy sê, as u my aanbid, gee ek dit vir jou. Hy was hier hyper stupid. Hy het nie besef, as die seun van God voor hom neerval, dan gee hy ook die koninkryke se krag en mag en gesag in elk geval aan Satan. Maar ja, dit is so. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en met hom alleen moet jy dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom. Jy mag hierdie mis nie en hom versorg. Hier's baie te sê oor hierdie skrifgedeelte. Jesus het oorwin hier in die woestyn, want Satan het gegaan. Wie van ons sien nie uit daarna, dat jy beleef, daar gaan hy nie. Hierdie aanslag, al is dit deur iemand of iets, daar gaan hy. Ek dink elkeen van ons het daai behoefte, elkeen van ons het daai eagerness, daar gaan hy. En hoe doen hy dit? Met die woord. Nou is die vraag, weet jy, waar staan dit in die Bybel, wat jy kan quoteer om jou te help? Die dag as jy voel, ek is nou hier, en ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Kan jy op daai tydstip op jou knieë gaan en sê, Here, daar staan geskryf. Daar staan geskryf, nogtans het die Here my lief. Nogtans sal hy bly voorsien. Weet jy waar staan dit? Ek het nie met dit ken. Want daar lê 'n groot belofte verder. Ek meen, na Jesus vir die 72 die vaardigheid gegee het om sy vrede te gaan uitdeel en ook genesing. Kom hulle terug daar in Lukas 10, vers 17. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan my en hoor die naam en dan vlug hulle. 10:17 sê alles. Jesus het hierdie mense addisioneel gekies by die 12.
almal wat elke dag saam met hom beweeg het nie. Hy het gesê, ek kies julle, gaan vooruit en gaan vertel hulle so lank. Moses nie al nie. Hy het baie meer vir hulle en sy koninklike gedagte gehad met hierdie 72 wat hy gekies het. En daar beleef hulle 'n geestelike oorlogvoering. Hulle weet dit nie eens. Is dit nie amazing nie? Kom ons gaan terug na Matteus toe. Matteus 16 is daar al gestry beklei oor hierdie teksgedeelte is nie waar nie. Sommige in ons midde in hierdie dorp. Matteus 16 vers 16. Nadat Jesus en hierdie kerkmense aan die gang was oor wie hy werklik is, reageer Simon Petrus nadat Jesus vra in vers 15, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en hy sê, U is die Christus. Met ander woorde, die Messias. Die een wat aan die kruis gaan hang vir ons sondes. Hy profeteer oor Jesus se lewe. Hy hak nie af en sê net, U is die Seun van God. U is Immanuel. U is die Nazareëne. Hy sê, U is die Christus. Die Seun van die lewende God. Hy was in tune gewees. Hy was gesinkroniseer met die Heilige Gees. En dit voordat die Heilige Gees uitgestort is. Maar God het dit bestem om vir Petrus op daai oomblik hierdie belewenis te laat beleef. Hoekom nie vir jou en my nie? Hy wil. Hy wil net hê, jy moet available wees. En Jesus sê, gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En hier kom die kruks van die saak. Hy sê, en ek sê vir jou, wat is dit? Woord. Hy sê vir Petrus, jy het die regte antwoord gehad, want jy het aan my Vader geluister, maar luister hierna, hier kom 'n groot ding. Hy sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Petros beteken rots. Soos hier Petrus in jou familie. Kap hom Petros. Profeteer oor hom. En dan sê hy die volgende, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hy maak dit vas met woord. As God vir jou 'n belofte gee, no matter what, die omstandighede of invloed van buite, dit sal dit nie oorweldig nie. Dis 'n bewys. En dan kom hy met 'n groot belofte. Hy sê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Daar's 2 woorde wat jy nou moet skryf en merk. En dis die volgende. Die een is balet en die ander een is toelaat.
belet en toelaat. Dis twee woorde wat ek en jy as kind glad nie gelyk het nie. Maar nou die bordjies verander. Nou kan ons dit doen. Pa, kan ek? Nee, ek belet jou. Die volgende keer, dan kan jy in liefde sê, ek laat jou toe. Maar, hier is die reëls. Op hierdie oomblik besef God, hy gee vir hom baie mag en gesag. Autoriteit. Om toe te laat of om te belet. Maar hy sleep die koninkryk van die hemel hier in. Dis nie net 'n plekkie nie. Dis nie net ietsie daar wat wow is nie. Ek gaan kyk in die boek Openbaring en daar word gepraat van hierdie troonsaal van God. Maar die beskrywing van die aantal engele is so gestel in Grieks. Dit beteken derduisende van honderdduisende. Frankfurt is te klein. Frankfurt se geografiese gebied is te klein. Want hoeveel mense bly hier? Is nog nie honderdduisende by honderdduisende nie. Jy hoor wat ek sê, ons hoef nie eers kerk te wees met somme om hierdie ding vir ons uit te werk. Die troonsaal van God bestaan uit soveel engele. Nou sê vir my sê, ja, maar wat het dit nou met my uit te baie? Want of jy se dood en dat jy so vir die vyand, of jy weet wie veg saam met jou. Dit is so maklik soos dit. En ek wil my beroep vandag op die Engelse Bybel, want ongelukkig het die nuwe Afrikaanse vertaling besluit, hulle gaan 'n sekere begin woordjies weglaat. Maar kom ons gaan kyk na Psalm 84. Jy sien wat ek tik toe in op my search engine van Olive Tree. Die Here van die leerskare. The Lord of Hosts. En raai hoeveel keer is dit in die Bybel gemeld? Tussen 280 en 290 keer, en dis die nuwe Afrikaanse vertaling wat dink ek is 5. Die Here van die leerskare. Maar luister hierna. Psalm 84. Hy trek los in vers 1, hy sê, how lovely is our tabernacle, O Lord of hosts. Hy sê in vers 3, even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay a young. Even your altars, O Lord of hosts, my King of my King. Hy sê in vers 8, O Lord God of hosts, hear my prayer. David sê, ek weet hoe om te bid. Want ek bid na hierdie God, want die Here en die God van die leerskare is.
van hierdie miljoene engele. Glo jy my? Dis jammer. Hy sê die volgende. Hy sê, O God, behold your shield and look upon the face of your anointed. Vers 9, vers 10. For a day in your courts is better than 1,000. Matt Redman, né? I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. In hierdie kommentaar staan hier. Hy sê, it's a doorkeeper. Your faith in the Lord of hosts is a doorkeeper. Wat doen hy? Wat doen nou doorkeeper? Jy dink nog, jy gaan nou instap, en as jou hand so uitsteek, dan gaan die deur. Ek doen dit baie keer by wil gekyk. Dan sien ek daar kom iemand, en net as hulle so maak, trek ek die goed. Party gee net, en party dit en dat, maar daar is verskillende reaksies. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons? Hy sê, die feit dat ons glo in die Here van die leerskare, maak hy klaar die deur oop vir jou gebed wat nog moet kom. Hy sê, indescribable joy is found in God's presence. Our souls ought to long for it. Onderdruk jy jou siel of wat maak jy? Laat jy toe dat jou verstand sê, nee, calm down, take it easy. Of laat jy jou geheel en al deur jou siel se opgewondenheid, né, daarna smag na die teenwoordigheid van God. Maar kyk die belofte wat kom net daarna. Daar staan, for the Lord God is a sun and a shield. Hy bied vir jou lig en hitte en hy beskud jou. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from those who walk uprightly. Nie een het het gevang nie, nie een skree halleluja nie. Hy sê duidelik, hy sê, no good thing. Niks wat sleg is sal jou tref nie, hy is opgewonde om dit vir jou te reël, te orkestreer deur hierdie engele. En niks slegs gaan hy toelaat nie, want hy weet, belet en toelaat wat dit beteken in sy koninkryk. Bring jy die partye by mekaar uit. As ons net so eentjie aanblaai, dan kom ons by Psalm 91 vers 11. Dis wat Jesus gekwoteer het. Psalm 91 vers 11. Psalm 91 verse 11. Hy sê, for he shall give his angels charge over you. To keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Wat is die afkorting? 9111. 9111 is hierdie teksgedeelte. Jy hoef hom nie te onthou nie.
Jy kan hom net spreek. Jy kan dit net sê. En dit sal so wees. As jy net omlaai na Psalm 103 toe. Hier is die Psalm skrywer so opgewonde, vers 20 sê, Bless the Lord, you, his angels, who excels in strength, who do his word. Nog nie opgewonde. Hy sê in Afrikaans hier, hy sê, hierdie geseënde engele reageer op God se woord. Hoekom sal jy dit nie wil toepas nie? Hoekom sal jy dit nie vir hulle wil sê nie? Hier kom hy, lewe in oorvloed. Is dit buite orde? Is dit buite God se woord? Dan tog. Hy sê vers 21, Bless the Lord, all you, his hosts, you, ministers his, who do his pleasure. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Wat moet jy doen? Waar jy jou voet neersit, moet jy sê, dis Jesus se grondgebied hierdie. Dis sy dominie, dis sy grondgebied. Dankie Here dat jou engele hierdie plek gaan beskerm. Voorspoed, nie teëspoed nie. Oorvloed, geen tekorte nie. Hier sal die vyand nie steel of slag of plunder of verwoes nie. Daar's nie 'n manier nie. Julle weet nou al van Jesaja 55 vers 11, nee. Net jy sê nie een. Jesaja 55 vers 11 het ek nou die dag weer gepraat en gesê, sy woord is soos water wat in die hemel uitval. Dit kan nie terugkeer hemel toe nie, dit sal gaan doen, dit waarvoor dit gestuur is. Nee. Luister hier nou. Job 22. Het jy mens? Job 22. Jy sien dit gebeur so baie keer, nee. Jy dink, jy weet alles. Jy dink jy ken die woord van God. Jy dink jy ken Jesus. Jy dink jy doen alles wat hy wil hê. Dit was jy. En jy sê die duiwel, kan ek maar versoek. En die Here sê ja, net wie sy lewe neem. Doet so. En jy kan hier die hele boek van Job werk, en jy sal ween, en jy sal opgewonde wees, dat dit nog nie met jou gebeur. En toe laat God dit toe, dat Elifas, een van sy pelle, sy kerkpelle, vir hom wysheid bring. En Elifas kom by hom aan en hy sê vir hom, Job, weet jy, ek dink, hierdie goed het met jou gebeur, want ek gaan nou vir jou vertel wat moet jy doen, dat hierdie goed kan stop. En hy sê, vers 21, onderwerp jou aan God. Dan sal jy in vrede leef. En so sal jy voorspoed hê. Laat hy jou leer en neem sy woord ter harte. As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. As jy kwaad ver van jou woonplek afhou,
jou goud as niks werd beskou nie. Die goud uit Ofar as so min werd as 'n klip in die spruit. Klink dit nie bekend nie? Ja. Jy het nou gesuffer, so kyk hierna. Dan sal die Almagtige jou goud wees, jou skat aan silwer. Dan sal jy jou in die almagtige verlustig en jou weer tot God wen. Jy sal hom aanbid en hy sal jou gebed verhoor. Jy sien, dit almal het geweet, Job het gebid en gespreek en gepleit en dit gaan net al hoe slegter. En sê hy vir hom, wat moet hy doen? Dat sy gebed verhoor kan word. Hy sê, en hy sal jou gebed verhoor, die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. Luister hierna, vers 27, 28. Wat jy besluit, sal uitgevoer word, en dit sal voorspoedig gaan met jou, wanneer mense val, en jy vra, dat hulle opgetel moet word, sal God hulle die ootmoediges red. Ootmoedig, neerslagtig, né? Hy sal die skuldiges laat vrykom, en hulle sal vrykom deur jou onskuld. God besluit dat Elifas sy raad en advies in die Bybel geskryf het. Al was dit vir Job so sleg, want ek weet nie hoeveel van die goed is hy skuldig aan gewees. Maar dit is nie God se saak in hierdie situasie heiliglik nie, want hy weet, daar kom nog miljoene wat dit gaan wees. En vir miljoene gaan dit iets beteken. Maar arme Job het gesuffer. Maar wat ek en jy vandag moet leer uit hierdie stukke, is die volgende. En dit is net verstaanbaar in Engels. Hy sê, vers 28, en vergeet wat staan in jou nou. Vir hierdie oomblik luister net na my, kyk vir my. Hy sê, you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. As dit die eerste keer is wat ek 'n stukkie uit die Bybel uithaal, in die hele konteks is dit vandag. En as jy 'n probleem daarmee het, bel hoofkantoor. Maar ek wil vandag vir jou leer. It's important to declare and decree the word of God. Point blank. Want al die ander teksgedeeltes sê dit maak 'n verskil. En hierdie raad kom en God besluit dit sal so vasgeskryf word in Job 22. Hy sê, declare the word of God and it will be established. Wat weet jy is ge-establish as gevolg van God se woord? Ken jy? Hy het die skepping gedoen, deur woord te spreek, en dit was established. Wat het jy nog nodig om die keuse te maak? Ek gaan met God se woord 'n geestelike oorlog voer, toepas en wen. As jy vanoggend twyfel, wat declare en decree beteken, hoe vra my as ek dit? Kom ons lê dit. Dankie Hemelse Vader vir hierdie woord wat lewend maak. Dankie dat U dit 'n gedagte gehad het met Petrus, met Dawid, met Job. Dat ons by al hierdie
coaching, afvaardiging, opleiding kan uitkom, dat U ons kan gebruik. En dat ons nie sal soog vir die vyand nie, dat ons sterk sal wegstap vandag hier en sê, ek is nou gereed. Nou is ek gereed om hierdie wêreld vierkantig in die oë te kyk en die vyand lewe. En ek beweeg in Christus Jesus. Amen. Ons gaan nou afsluit, laaste liedjie, gee jou kans gee om die koninkryk van God te saai. As jy nie weet waar is die bankbesonderhede, daar is dit, doen dit net soos jy voel, en dan sal ons die seënheidspreek. Kom ons staan en sluit ons af met My Life is in You, Lord. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afbou oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom vrede en U agape liefde. En dankie vir U woord, U Gees in Jesus Christus naam. Amen. Be blessed. Mag julle 'n wonderlike week hê.